Dit is so oorweldigend. Dit verander my gees DNA. Dat ek kan nie anders. Ek kan nie anders as om anders te praat, anders te doen, ek kan dit nie help nie. Want ek begin iets van die hemele sien, ek begin iets van die hemele smaak, en dis waar ek wil wees. Dis waar ek wil bly. Dis wat my lewe moet wees. Want my oë is gefokus. My oë is gefokus op die volheid van sy heerlikheid. My gedagtes is gefokus op wat daar bo is. Ek is so gefokus, daar's niks hier op aarde wat my aandag sal aftrek nie. Ek maak klaar met hierdie. In Matteus 4, is net na Jesus gedoop is, en hy sê, en hy is deur die Heilige Gees die woestyn ingelei, en die duiwel het gekom om 'n kans te vat. Eerstens sê hy vir Jesus het 40 dae en 40 nagte gevas. Eerstens sê hy vir Jesus, hierdie klippe, sê vir hulle met brood word, kan jy eet. Jesus antwoord terug en sê, 'n man leef nie deur brood alleen nie, maar elke woord wat in die mond van die Vader kom. Tweede keer vat hy mense op die tempeldak, hy sê, spring hier af. God sê jou vang. En hy quoteer nog ons die skrif Psalm, hy sê, as hy engel aangaan en jou beveel, sê jou vang, en hy sê, nee, daar staan ook geskrywe. Ek gaan hier jou God nie beproef nie. Maar die duiwel doen 'n derde ding. En ek dink hierdie ding was vir iets dat die mens dit moet sien. Gaan lees wat staan, gaan lees wat sê Matteus 4. Hier van vers 8-9 af. En hy het Jesus gevat. En hy gaan kyk wat sê die Bybel. Hy sê het hom al die koninkryke van die wêreld en die se heerlikheid aan hom gewys. Gaan kyk dit saam nou. Ons het altyd uit die koning uit alles dit gewys. Hy sê en die se heerlikheid. Al die pragt en praal wat die heerlikheid van die aarde hom kan bied. En Jesus se antwoord in 2026 as ek met daai weergawe is Satan, jy het niks om vir my te offer nie. Ja. Dis eintlik wat Jesus antwoord. Hy sê jy het niks om vir my te offer nie, want ek het die volheid van God se heerlikheid gesien. Jesus antwoord hom sê, jy moet die Here God alleen aanbid en hom eer. Ja. Alleen, want ek het hom gesien, hy is my Vader, ek weet wie hy is. Ek het sy heerlikheid aanskou. Ek kom van die heilige berg af. Hierdie kan my niks offer nie. Kerk, jy begin iets radikaal in jou gees verstaan, as jy die heerlikheid van die wêreld begin sien, en jy kan antwoord soos Jesus sê, ek gaan die Here alleen en hom alleen eer, want hierdie wêreld het niks om my te bied nie. Hier is niks heerliker op hierdie wêreld as die heerlikheid van God geopenbaar, wat my kan transformeer en verander van gedaante nie. Wat my nie net kan trek na hom toe nie, wat my ook by hom kan hou. Wat nie net my kan ontvang nie, maar ook aanneem as seun. Daar's niks op aarde wat kan vergelyk met dit nie. Dan verstaan ons hoekom Paulus kom skryf en hy kom sê, hy sê as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo. Want dit was die voorbeeld van Jesus Christus. Is niks wat hierdie aarde my en jou kan bied, wat vergelyk kan word met die grootheid van God nie. Sy genade, sy grootheid en sy heerlikheid. Niks. Jesus sien die volheid van die aarde en al sy heerlikheid op aarde. So jy het niks wat jy vir my kan bied nie. En mag jy vandag hier uitstap en sê, Here, ek gaan net bedink wat daarbo is. Ek gaan net soek daarbo. Ek gaan die oë gefestig hou op Jesus. Begin in die volleinde van my geloof. Dis waar my fokus gaan wees. Want ek het die ou dinge afgegooi, ek is met 'n nuwe mens bekleed. Ek is nie meer net 'n kind wat vergewe is en bekeer nie. Ek is nie meer net 'n bekeerde sondaar nie. Ek is ook 'n getransformeerde Christen. Die Here is met my besig. Amen. En hoe meer en meer ek kyk en sien na die dinge daarbo, is die belofte in 2 Korintiërs 3, dat 'n onbedekte gesig aanskou ons sy heerlikheid. Ek kyk om te sien, ek staar. Niks gaan my aandag aftrek nie. Niks kan my aandag aftrek en as ek so kyk en fokus op wie hy is, word ek verander. Van gedaante, van heerlikheid tot heerlikheid. Na dieselfde refleksie ek in die spieël en hierdie prent kan sien. Kerk, dis 'n groot uitnodiging vir ons vandag. Ja. Om te verstaan, ek is nie net gered en bekeer om hemel toe te gaan nie. Ja, dit is.
Dis die vrug van jou bekering, eendag as jy sterf. Maar dit moet nie die fokus wees van jou bekering. Die fokus van jou bekering is, Here, mag U heerlikheid meer en meer plek kry in my lewe. Mag dit 'n refleksie word, mag ek 'n refleksie word van wie U is. En hierdie kom net 'n plek van geestelike arrogansie uit nie, maar Here, mag ek as ek in my klas instap, mag die atmosfeer daar verander, want U is met my. As ek in my huis instap, mag die atmosfeer verander, want U is daar, U heerlikheid is mos my deel. As ek in my besigheid instap, of in 'n vergadering, of in 'n moeilike situasie, Here, U gaan saam met my daarin. As ek in die veld ry en daar's probleme, en die blomme is nie lekker nie, of die beeste kry, wat ook al, ek gaan daarin, Here, U heerlikheid is saam met my daar. Nie dat U genade my getrek nie, die grootheid hou my, maar U heerlikheid transformeer my. En ek wil jou nooi, met alles wat in my is vandag, om jou oë toe te maak vir die heerlikheid van hierdie wêreld. Kerk, as jy begin smaak wie jy is, en ek glo almal van julle, jy het al, dis kom jy sê, ek het saam met hom opgewek, ek is syne. Hier's niks wat die heerlikheid van hierdie wêreld jou kan offer. Niks. Niks kan vergelyk met die heerlikheid van wie God is. En die groot werk wat hy vir ons, deur ons en in ons doen. En mag jy elke dag ja sê vir daai avontuur. En mag jy soos Jesus het op die hoogte gestaan het en die heerlikheid van die wêreld gesê het, sê, ek gaan God alleen dien. Ek gaan hom alleen aanbid. Hierdie wêreld het niks van vir my te bied in die konteks van die heerlikheid, nie niks. Hy is soveel groter, breër en wyer as dit. Ek is 'n seun en 'n dogter in sy huis. Ek behoort aan hom. En hy het my nie net gered om hemel toe te gaan. Hy het 'n goeie werk in my begin, wat 'n refleksie gaan wees van sy heerlikheid. En dan wil ek jou nooi hierdie week, ek wil jou regtig nooi, as daar 'n fluister van die Heilige Gees is, kap hierdie goed af, wil ek jou nooi, kap dit af. Kap dit af. Maak klaar maar, ek sit dit neer. Jy is bekleed met 'n nuwe mens. Jy het 'n nuwe baadjie aangetrek, jy het nuwe skoene aangetrek. Ons leef nou. En dit is die reine waarheid. Ons leef nou as 'n refleksie van die hemel op aarde. Ek en jy leef nou as 'n refleksie van die hemel op aarde. En wanneer jy so wandel, is dit altyd, Here, help my, dat ek U sal eer. Moet dit wat ek sê, moet dit wat ek sê, wat ek dink, wat ek doen. Mag dit altyd geweeg word, Here, ek wil 'n refleksie wees, soos in die hemel, so op die aarde. Amen. Mag ek en jy gemerk wees deur sy heerlikheid. Nie net getrek na hom toe nie net gehou by hom, maar ook getransformeer konstant. Van heerlikheid tot heerlikheid, deur die grootheid van wie hy is. Amen. Amen. Ons bid. Here, dankie. Dankie dat selfs toe ons dood was, U vir ons gesterf het. U ons kom aanneem. U ons kom lewend maak. Vir ons nuwe lewe kom gee. En Here, mag ons gemerk wees deur U heerlikheid. Mag dit werklik ons deel wees. Here, dankie vir die goeie werk wat U in ons begin het. Dankie dat U elkeen van ons hier help, dit wat moet af, dat dit sal af. Dit wat moet in, dat dit sal in. Maar help ons dat ons sal bedink, dit wat daar bo is. Dat ons sal sien, dit wat daar bo is. Dat ons oë gefestig op U sal hou. Hier's niks wat hierdie wêreld ons kan bied nie. Hier's niks wat hierdie wêreld ons kan bied nie. Wat kan vergelyk met die heerlikheid van God. Wat geopenbaar is deur die Seun Jesus Christus. En die afgehandelde werk van die kruis. Die aanneming tot kindskap. Ingenooi in die huis. U het die naam oor ons geskryf en ons behoort aan U. Mag ons in daai refleksie elke dag leef. Ons bid dit in die naam bo alle name. Naam Jesus Christus. En almal sê Amen. Amen en amen. Ek gaan jou vra vir ons gaan klaar maak, wil jou net nooi na die tyd. Ek wil nie sê na die tyd in die diens gaan aan, as jy gebed nodig het, ons het 'n bedieningsspan hier. Ek wil baie graag saam met jou bid. As jy sê oor ek het 'n persoonlike behoefte, kom praat met ons regtig die Here vertrou vir 'n wonderwerk. En dan wil ek vir Freddie, die vra hom gou hier by ons te kom staan. Hulle is, julle het my nou reg op so 12 jaar terug hier weg, al die pad Nelspruit toe, en ons het dink hy's lief vir die see, toe hy liever vir die bos, maar is reg so, en, kijk, is klaar.
Hy wil net so 'n bietjie met ons deel wat hulle volgende reis is en ek gaan ook vra, pa, kom staan ook hier by ons asseblief. Ek vra dat 'n paar na vir hulle gaan bid en hulle gaan net hulle storie deel van die volgende avontuur en die volgende reis wat die Here ook vir hulle het. Dis 'n voorreg om julle hier te hê. Hoor, welkom. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Ja, wat 'n wonderlike voorreg. Goeiemôre. Ja, dit is so lekker om weer hier te wees. Dis by die huis. En hierdie keer is my vrou saam en sy wil net gaan hallo sê. Jo, ek kan net nie dink nie, ek kyk so en dis presies 25 jaar terug wat ons hier begin het. En as jy so kyk en jy sien hierdie amazing mense hier voor jou en wat 'n ou gedroom het, dit is net absoluut fenomenaal. Wat 'n voorreg om saam met julle te wees. Chonk sê nou weer. Dis so wonderlik. 2011 Julie maand het ons hier gestaan en het die gemeente ons gestuur Rusland toe, eerste keer. En dit is nou 15 jaar later. En dit was 'n besonderse iets wat gebeur het toe ons gegaan het. Dit is 'n roeping wat plaasgevind het in Rostov-on-Don, waarvan pastoor Pieter, wat my pastoor was in Heilbron 50 jaar gelede. Pieter, ons kom van ver af. En dit is my so voorreg om hulle vanmôre hier te hê ook. Maar wat intussen gebeur het, 2 jaar nadat ons gegaan het, het 'n beweging begin wat net so fenomenaal is. In Mikhailovka, die suide van Rusland, het Boris, een van die ouens, hy was 'n ex-helikopterpilot, het hy deel geword van hierdie life schools wat ons geplant het. En hy is vandag die koördineerder oor die hele Rusland. En wat ek vandag vir julle wil sê is dit het hier begin. Hierdie is 'n sending, is 'n stuur gemeente. En ek en Eps is nou, ons is op die punt om nou in April maand vir baie langer tydperke as die missions director van ons gemeente in Nelspruit te gaan. Die 2 life schools wat uit hierdie gemeente uitgekom het, het vermeerder na meer as 200 in hierdie 11 jaar. Uit Nelspruit uit. En ons het nog 300 gesponsor gekry wat nou uitgerol moet word van St. Petersburg tot in Vladivostok. Dis wat die Here doen. En ek het net vanmôre gekom en ek besef 2 naweke gelede het Communio, Nelspruit, Daggees gemeente het hulle ons geseën. Het hulle ons commission. En toe ek vir Renier bel en sê Renier, ons is daai tyd hier, het ek vir hom net gevra, is daar 'n moontlikheid dat ons net met hierdie gemeente wat ons gestuur het die eerste keer, saad wat opgekom het, sien ons nou hier. Die saad wat julle gesaai het, beleef julle, kom op. Die koelte gemeentes wat die Here deur Renier begin het, is die saad wat ek glo wat begin is deur die jare heen. En ons gee die Here vanmôre die eer en dit is my voorreg om vanmôre ons Pieter te vra wat ook 'n liefde vir Rusland het. Hoeveel keer was hulle daar? Ek en Eps gaan nou die 24ste keer as ons nou in April maand gaan, om net vanmôre te vra, ons weet 'n commission van hier af, want julle het ons eerste keer gestuur, ons is nog steeds gestuur. En al hoe meer sal ons gaan. Gaan dit goed in Rusland, in die kerk? Ongelooflik. Ja, polities. Ja, maar die kerk van die Here. Jesus het gesê, ek sal my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dis waar ons glo, dis waar ons vas staan. So ek wil julle vra, as julle dalk net saam met ons sal staan en ons julle hande uitstrek, terwyl pastoor Pieter vir ons bid, sal dit vir ons 'n groot voorreg wees. Baie dankie. Ek dink hier's meer mense wat by hulle kan kom staan, die van julle wat hulle ken so oor die jare, as julle gou vinnig wil kom, julle is welkom. Anton, julle kan kom, 'n paar van julle wat hulle goed ken so oor die jare onder hulle bediening gestaan het, die verlangsamel ook gedien het, kom gou vinnig na die verhoog toe. Ek weet, hier's baie mense wat vir julle baie lief is en lief was, en partykeer vang ek Freddie se skade weer baie in die kerk.
Sê ek net, hier is hulle nog. So nie, hulle het baie diep spore hier getrap en ongelooflike werk gedoen. Pa, kom staan hier voor en kom ons gaan vir hulle bid. Kom ons steek ons hande uit na hulle toe, hulle het 'n groot werk om doen en 'n groter werk ook gaan doen in Helspruit en van daar af gaan hulle nou voortbou op dit wat die Here hulle voorgeroep het. Dankie. Hemelse Vader, U het vir Moses gesê, jy moet hierdie woorde gebruik wanneer jy seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en met jou wees. Here, en ons wil hierdie woorde gebruik. 'n Paar hoofstukke later in Numeri sê Biliam, ek het ontvang om te seën. En dan word dit in die Nuwe Testament bevestig, seën en moenie vervloek nie. En Here, as ons vanmôre hierdie woorde uitspreek van seën, dan sê U woord, so lê julle my naam. Alles wat in U naam is, lê julle op hierdie mense. Here, ons het vanmôre gehoor van genade op genade, of soos die een vertaling sê, favor upon favor, grace upon grace, blessing upon blessing, gift heaped upon gift. Here, dat dit hulle deel sal wees. Here, ons het vanmôre hier gehoor van die wysheid van die Here, the multifaceted wisdom of God. Mag dit hulle deel wees. Mag hulle dit beleef. Ek wil bid, Here, dat na vanmôre dit 'n nuwe seisoen sal wees waarin hulle sal instap, waarin die grootheid van God wat ons vanmôre van gehoor het, gedemonstreer sal word. Here, dat hulle U sal beleef soos nog nooit nie. En ek weet, omdat ons eindtye ingaan, Here, het ons 'n hastige werk van God nodig. Ek wil bid dat U seisoene uit berekening sal vat, Here, en dat U 'n hastige werk sal doen in Rusland, in die wêreld, in Jeffreys Bay, in Suid-Afrika. En Here, dat hulle instrumenteel sal wees. Here, hulle is gesalf en ons lê ons hande vanmôre op hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons stuur hulle, Here, Here, met hierdie heerlikheid waarvan ons vanmôre gehoor het, dat hulle dit sal weerspieël, weerkaats, en waar hulle voete neersit in Rusland, die Here dit vir die kerk sal gee. In Jesus naam, en ons dank U daarvoor. En almal wat dit saam met my glo, sê amen. Amen. Ek glo dat die roeping van die Here is oor hierdie gehoor vanmôre. Habakuk 2 vers 14 sê dat die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid van God. Hoe anders is wanneer ons die heerlikheid van die Here vat. En ek seën julle vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, from His presence. Jy vat die heerlikheid van die Here na waar jy wys, waar jy bly, waar jy werk, waar jou gemeenskap is. En as jy dit ontvang, steek jou hand op net, sê ek ontvang dit in die naam van die Here. Ek seën hulle daarmee in Jesus se naam. Amen. Gaan in vrede, jy is welkom vir 'n koppie koffie. Kom neem 'n paar foto's. Al die ouers wat kinders gehad het op die kinderkerkkamp, my regterkant, hulle is hier. Jy kan